Goeiemôre vriende, ons het dankbare harte dat ons weer vanmôre saam met mekaar kan wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën so rondom die waarheid van sy woord, en ons is dankbaar vir elkeen van u wat die boodskappe so getrou ontvang, daarna luister en dit op u beurt deur uitstuur na ander. Die gebed van ons hart is dat daar vreugde in die hemel sal wees oor siele wat hulle tot die Here bekeer deur die aanhoor van God se woord, en dat ons ook vreugde sal bring in die hart van ons Vader deur ons gehoorsaamheid aan sy woord en deurdat ons getrou doen dit wat hy van ons vra. Ons is tans besig met hierdie baie besondere reeks van gelykenisse, aardse stories met ewige en hemelse waarhede daarin vervat. Nou vriende, ons is tans besig met die gelykenis van die saaier en ons pas dit toe op die kind van die Here se lewe. Ek het vir u gesê dat daar twee toepassings is in hierdie gelykenis. Die een was gewees op die ongeredde, en het ons klaar daaroor gepraat. Ek gaan nie te veel uitbrei verder daaroor nie. Ek het vir u gesê by die ongeredde val die woord dan langs die pad. Op die harde pad val die woord en die Satan kom steel dit weg. Die ander is die wat op die rotsagtige plek val. Dis hulle wat vir 'n kort tydjie hierdie waarheid met blydskap ontvang, en dan later skuif hulle dit een kant, en dan die ook wat is in die dorings val is hulle wat deur die sorge van die lewe en die rykdom en begeerlikhede verband met die wêreld hierdie waarheid vir 'n kort tydjie vat, en dan verstik hierdie dinge van die wêreld die waarheid van die woord, en hulle sê ag, ons stel nie belang aan die woord nie. Maar ons is tans besig om hierdie gelykenis ook toe te pas op die kind van die Here se lewe. En net ek vir u gister gesê toe ons daarmee begin het, dat die Here van die kind van die Here vra om vrug te dra, 30, 60, ja 100voudig tot eer van sy naam. En ek ook vir u gesê, vriende, dat dit ongelukkig in die woord van die Here vir ons baie duidelik opgeteken word, dat kinders van die Here nie altyd getrou is in die hoor van die woord en in die uitvoering van God se woord nie. Ek het vir u baie duidelik gesê dat kinders van die Here wat in 'n patroon verval om die waarheid van die woord een kant te skuif, die tug van die Here sal ontvang. Maar ek het vir u ook baie duidelik gewys in die boek Openbaring dat 5 van die 7 gemeentes wat daar genoem word, juis gemeentes is wat die Here oor die vingers tik en eintlik vir hulle teregwys en eintlik vir hulle sê, luister, julle behoort van beter te weet en julle ken my woord en julle hoor my woord, maar julle is nie altyd getrou om my woord ten uitvoer te bring nie. Jy sal onthou die gemeente in Efese. Die Bybel sê vir hulle, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. En dan kom die Bybel baie duidelik dat die Here vir hulle sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en die feit dat hulle moet terugdraai na die Here. Ons het gekyk, vriende, na die verskillende ander gemeentes van ook in die boek Openbaring opgeteken is. Die gemeente Pergamus. Die Bybel sê vir ons, daar is enkele mense wat vashou aan die leer van Biliam wat Balak geleer het. So die gedagte het baie duidelik na vore gekom, dat kinders van die Here ongelukkig ook, deur sekere dinge in hulle lewe toe te laat, 'n harde hart kan kry, en hulle hoor die woord, maar die woord het nie dieselfde impak op hulle siele, soos dit eens op 'n tyd gehad het nie. Ek het vir u gesê, dan moet ons baie versigtig wees, dat die tug van die Here nie na ons kant kan kom nie. Ek het vir u gesê 'n paar redes waarom kinders van die Here se harte koud en afgestomp kan raak teenoor die woord. Dit is sondes wat hulle nie meer wil breek nie. Hulle raak gewoond aan die prediking sonder om te buig voor die woord, eie sinnigheid, selfvoldaanheid, hoogmoed, kritiek, slim en selfregverdige redenasies teen die Bybelse waarhede, nalat van geestelike dissiplines ensovoorts ensovoorts. Maar ons gaan ook na 'n tweede ding kyk. Want die Bybel sê vir ons dat die saad van die woord nie net op hierdie pad geval het nie, maar ook op die rotsagtige plekke. En hoe is dit van toepassing op die kinders van die Here se lewe? Ag vriende, ek dink dit is redelik voor die hand liggend. Kinders van die Here is ook mense wat die woord van die Here hoor en nie altyd ter harte neem soos hulle dit behoort ter harte te neem nie. Nou vriende, as ons kyk na die rotsagtige plek, dan sien ons baie duidelik dat die Here Jesus daar sê dat hierdie mense die woord gehoor het en net vir 'n tyd lank het hierdie woord vir hulle iets beteken, en later is daar verdrukking of vervolging, en dan struik hulle dadelik. En as ek dink aan kinders van die Here, dan kom ek agter dat baie kinders van die Here nie regtig pyns oor die woord wat hulle hoor nie. Hulle dink nie regtig oor die waarheid van God se woord nie. Hulle raak emosioneel as hulle God se woord hoor. Hulle is mense wat in trane uitbars, en hulle hoor en hulle besef en hulle verstaan dat hulle teenoor die woord van die Here oortree. Hulle beleef die tug van die Here in hulle lewe, en hulle besef, luister, ek moet draai, want God is besig om hard en duidelik met my te praat. En ag vriende, hulle stel vir hulle sekere doelwitte, daar is impulsiewe besluite wat hulle maak, beloftes wat hulle maak, en dan is daar 'n paar dae wat verbygaan, en dan gaan hulle maar net weer aan met hulle lewe, so asof daar niks gebeur het nie, en die woord het geen diepte in hulle harte nie.
Hulle is gered en hulle sien die kans om weer terug te gaan na die wêreld toe nie, en hulle wil nie terug gaan na die wêreld toe nie. Maar daar is sekere dinge wat hulle begin akkommodeer in hulle lewe en die woord het nie die impak in hulle lewe soos dit behoort te wees nie. En ek wil vir u sê, daar is baie sulke mense. Jy kry hoeveel kinders van die Here wat vir jou sê, luister, op 'n stadium het ek hierdie ding verkeerd gedoen en dit het my geweldig getref en ek het dit voor die Here bely. Ek het dit 'n tweede keer gedoen en toe was dit vir my meer aanvaarbaar. Ek het dit 'n derde keer gedoen, toe begin ek dit rasionaliseer. Ek het dit 'n vierde keer gedoen en toe raak dit 'n deel van my lewe en daar is vandag kinders van die Here wat met sonde in hulle lewe sit, wat ek vir u wil sê, vriende, 'n jaar of 2 terug vir hulle absolute taboe was. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat die Bybel vir ons baie duidelik daaroor is dat ons nie net emosioneel moet raak oor die woord en moet sê, Here, ek hoor wat u vir my sê nie, maar ons moet dink oor wat die Here vir ons sê en dan moet ons vra, Here, dat hierdie woorde impak sal hê op my lewe en dat dit wortel sal skiet in my lewe sodat dit vrug kan dra wat by die bekering pas. Die groot prediker Richard Baxter het gesê, en ek gaan vir u in Engels lees wat hy sê en dan 'n kort toepassing maak daarop. Hy sê, remember that all these sermons must be reviewed, and you must answer for all that you have heard, whether you heard it with love or with unwillingness and weariness, with delightful attention or with carelessness. And the word which you hear shall judge you in the last day. Hear therefore, as those that are going to judgment, to give account of their hearing and obeying. Ag vriende, dis vir my belangrik om u vanmôre te waarsku dat u en ek nie sal wees soos die 5 gemeentes in die boek Openbaring, wat die waarheid van God se woord hoor, ons ken dit, ons verstaan dit, maar ons oordink dit nie en ons pas dit nie toe in ons lewens nie. Daarom sê Richard Baxter, onthou, elke boodskap wat jy hoor, moet oordink word. Jy moet dit bepeins en jy moet antwoord gee. Jy moet reageer op dit wat jy hoor en jou reaksie moet wees van so aard, Here, verander my, sodat ek meer kan word soos Jesus, 'n groter gehoorsaamheid kan hê, 'n groter toewyding kan hê om u te verheerlik. Hy gebruik woorde, hy sê ons kan dit met liefde aanhoor, ons kan dit met onwilligheid aanhoor, ons kan dit met traagheid aanhoor, maar hoe dit ook al mag sê, hy sê hierdie woord sal ons ook eendag oordeel in die laaste dag. Nou vriende, is dit 'n dreigement? Ek dink dit is 'n dreigement van God uit sy woord. Dreig hy sy kinders? Nie noodwendig dreig in die sin dat ons eendag verlore sal gaan nie, maar elke ware kind van die Here hoor God se stem. Hy hoor God se hart wat praat hier. Hy sien God se tug wat na sy kant toe kom en hy besef, ek moet draai of ek gaan God se tugtiging in my lewe ervaar. Dis dieselfde met 'n pa teenoor 'n kind. Duidelik, wanneer ek my kinders kommunikeer, dan sê ek vir hulle, luister, pa praat nou met jou en ek wil hê jy moet luister. Ek het al voorheen met jou oor hierdie saak gepraat. Jy het al voorheen oor hierdie saak raas gekry en ek wil vir jou sê, as jy aangaan met hierdie saak, gaan daar tugtiging in jou lewe wees. En dis presies dieselfde. Vriende, wanneer die saad van God se woord gesaai word en dit val tussen of op die rotsagtige plek in my en jou lewe en dit skiet nie wortel en dit dra nie vrug nie, dan is tug die direkte gevolg van ons ongehoorsaamheid. En daarom sê die Bybel, ag die tugtiging van die Here nie gering nie. Ek moet vir u sê, daai Hebreërs 12 is vir my elke keer aangrypend as ek dit lees. Daar staan, julle die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering, en beswyk nie, as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. En dan sê hy verder, het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons 'n kort tydjie getuigtig na die beste van hulle wete, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Daarom wil ek vir jou vra, is jy besig om te ly onder die tugtiging van die Here? Juis omdat die woord op jou hart val, maar dis soos 'n rotsagtige plek. Daar is nie werklik plek dat die woord wortel skiet nie, omdat jy met sonde begin besig raak het, omdat jy besig is met dinge in jou lewe wat belangriker is as die dinge van die Here. Miskien jou eerste liefde verlaat het, miskien, vriende, die woord probeer rasionaliseer om aan te pas by jou sondige praktyke, dan waarsku ek jou in liefde, dat jy vanmôre sal hoor en sal buig voor God se gesag, en dat hierdie woord
regtig sal inval in jou hart en sal vrug dra, sodat jy tot bekering sal kom, sal wegdraai van jou weë waar jy op die tans wandel, en dat die tug van die Here nie jou lewe en ook die om jou sal raak nie. My gebed is dat ons werklik sal sien dat die Here ons wil red of gered het, sê eerder so, om ons te heilig. Hy red ons nie sodat ons maar net sal aangaan met ons lewe soos dit voorheen was nie. My begeerte vir u is dat u werklik sal terugkeer na die eerste liefde, sal terugkeer na 'n gesindheid van Here, open my ore, open my oë, open my hart, dat ek die wonders uit die wet kan sien, dit kan verstaan, kan gehoorsaam en dit kan uitleef na hulle daar buite, sodat mense gered kan word, u naam verheerlik kan word en u koninkryk uitgebrei kan word. Mag die Here ons wysheid gee en genade, sodat die waarheid van sy woord ons harte sal verander. Ons bid vir u, bid vir ons, sodat die Here ons getrou sal bevind. Mooi dag vir u verder, Tara.